Nou ons is in ons studie het ons in Romeine 12 gekom en in die gedeelte van Romeine 12 toe begin ons lees oor geestelike gawes en as gevolg van daai stelling wat jy net so vinnig raak lees in Romeine 12 het ons besef maar in hierdie gedeelte gaan ons 'n groter studie moet doen wat ons bietjie terug staan en gaan kyk na die gawes en bietjie verduidelik oor hoe verstaan ons gawes. So wat ons wel gesien het in Romeine 12 vers 3, is hy sê dat aan elke gelowige is daar 'n porsie geloof gegee. En teen die tyd wanneer jy by vers 6 kom, dan sê hy dat elkeen van ons het so genade geskenk gekry. En so wat ons tot nou toe al bespreek het om te sê dat as ek 'n gelowige is, as ek Jesus dien en volg, dan beteken dit jy as gelowige het 'n genade geskenk gekry. En ek wil jou net weer herinner dat wanneer ons praat van hierdie gawes, hierdie geskenke wat aan ons gegee is, moet ons onsself herinner wat is die funksie daarvan? Hoekom gebruik ons hierdie goedes? En daarvoor gaan kyk ons na 1 Korintiërs 12. So jy kan sommer vinnig soontoe bly of blaai en dan ons gaan so elke nou en dan gaan ons 'n bietjie ietsie gaan kyk in 1 Korintiërs 12. Maar 1 Korintiërs 12 vers 4 sê die volgende. Hy sê daar is 'n groot verskeidenheid van spesiale genade geskenke, maar dit alles kom van een en dieselfde Gees af. En daar is 'n groot verskeidenheid van maniere om diensbaar te wees, maar dit alles kom van een en dieselfde Here af. Vers 6. En daar is 'n groot verskeidenheid van maniere om reg vir hom te werk, maar dit alles kom van een en dieselfde God af. Dit is hy wat kragtig aan die werk is in ons almal, omdat alles tot sy eer te laat gebeur. En aan ons elkeen word 'n spesiale openbaring deur die Gees gegee. En die bedoeling hiermee is dat dit tot voordeel vir mekaar gebruik moet word. So is in hierdie gedeelte is daar 3 stellings wat hy maak. Hy sê nommer 1, dit is hy wat kragtig aan die werk in ons is. So met ander woorde, as ek en jy praat van gawes, dan praat ons van die Heilige Gees wat werk binne in jou. Dis nie jy wat amazing is nie, dis nie jy wat 'n talent het nie. Dit is 'n gawe wat deur die Heilige Gees in jou gesit word en dit is hy wat die werk doen binne in jou. So dis die eerste ene en dit gaan 2 goeders doen. Dit gaan nommer 1, dit gaan eer gee aan die Here en dit gaan tot voordeel wees van ander om jou. So met ander woorde, as ek en jy wil definieer wanneer funksioneer die gawes in my, dan sê ons dit is die Heilige Gees wat besig is om te werk in my tot eer van sy naam en tot voordeel van ander. Dis hoe ons die gawes sal gaan definieer. Hoekom? Wat is die doel daarvan? Hoe lyk hierdie goeders? Dis deur die Heilige Gees tot eer van sy naam en tot voordeel van ander. So nou as ek en jy nou gaan kyk nou na die gawes, ons het laas gesê dat ons sê daar's omtrent tussen 18 en 25 gawes, hang af hoe jy dit tel, hang af hoe jy dit in watter kategorie jy dit insit. Ek sit dit vir jou op die skerm. Ons breek dit af in 4 kategorieë. So jy het 5 bedieninggawes. Party ouens noem dit die 5voudige bediening. Ons het so 2 weke terug toe so vinnig gesels oor daai ouetjie. En dan kry ons 'n kategorie van gawes wat ons noem spreek of woordgawes. Dan het ons 'n gedeelte wat gaan oor diensgawes en dan het ons 'n gedeelte wat gaan oor wonderwerkgawes. Nou ons het al by die spreekgawes het ons bietjie gesels oor profesie. Ons het daai mooi afgebreek en dan by die wonderwerkgawes het ons al bietjie gaan gesels oor tale en vanoggend se fokus is om te gesels oor die diensgawes en dan op die volgende 2 sessies wat ons gaan doen is ons gaan seker maak gaan weer een terug, jy's baie te vinnig. Gaan ons spreekgawes klaarmaak en ons gaan wonderwerkgawes klaarmaak. Dis die doel. Nou moet ons onthou as jy nou hierdie na kyk en jy besef as ons nou na al hierdie gawes kyk, die wonderwerkgawes is die amazing goeders. Dis die cool gawes. Dis die gawes wat maak wat mense sommer net gesond word. Dis mense wat net in geloof optree, mense wat wonderwerke beleef. En gewoonlik wanneer ons kyk na die gawes en jy kyk na daai onderste kategorie, dan dink jy, "Jesus,
dit sal nice wees om daai goeders te hê. Ek meen, en ons het laas gesê, dit sal amazing wees om te kan loop op jou swembad se water. Okay, so dis amazing om hierdie gawes. So jy kyk daarna, en omdat ons baie keer in verwondering staan van die wonderwerkgawes, dan maak ons gewoonlik die ander minder as. So ons kyk na die diensgawes en die diensgawes is nie so cool soos die wonderwerkgawes nie, maar die probleem is, saam met die wonderwerkgawes kry jy gewoonlik twee teenpole. Met die wonderwerkgawes is daar ouens wat sê, "Oh, hierdie is amazing, ek wil dit graag hê." Ander ouens is super skepties en sê, "Julle fake hierdie goeders. Hierdie goeders sien ek nie, ek beleef nie hierdie goeders nie. Ek weet nie hoe sê julle hierdie goeders is nog vandag beskikbaar nie." En dan het ons die groot massa tussen ons so, ek het nie 'n klou waar aangaan nie. En dis die wonderwerkgawes, maar vanoggend wil ek hê ons moet eers net stop en gesels oor die diensgawes, want die diensgawes is gawes wat ons nie vreeslik baie oor gesels nie en ons besef nie wat is die impak van die diensgawes nie. En nou hierso sit ek vir jou op die voorbeeld van die diensgawes dat ons gou vinnig daarna gaan kyk. So ons praat hierso van diensbaarheid, ons praat van die gawe om te gee, die gawe van barmhartigheid, die gawe van leierskap en die gawe van administrasie. Nou party ouens hang af hoe jy dit tel, sal nou nog 'n gawe hierso bysit en hulle sal dit die gawe van gasvryheid bysit. En ons gaan vandag spesifiek gaan kyk hoekom hy nie op daai lys is nie en dan verstaan ons hoekom tel mense hierdie goed is baie vreemd. Julle sal sien die laaste twee, leierskap en administrasie, tel hulle partykeer as een, party ouens het gasvryheid by en so daar raak altyd 'n confusion oor hoe tel ons die gawes, maar vir nou kom ons gaan deur hierdie outjies. Nou kom ons begin met diensbaarheid. Nou diensbaarheid lees jy Romeine 12 vers 7, hy sê as dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. So met ander woorde, daar is 'n gawe van diensbaarheid wees. Nou moet julle onthou, Jesus word 'n voorbeeld vir ons, wat beteken dit om te dien? So Jesus sê spesifiek in Markus, ek het nooit gekom om gedien te word nie, maar om te dien. So sy funksie op aarde was primêr om te dien. So nou kry jy die situasie van die 5000 mense wat voor hom is en hulle is honger en plaas van om die mense weg te stuur, wat doen Jesus? Is hy vat visse en broodjies en hy voer die mense. Jy sien die storie van die disippels van die laaste aand wanneer hy net voor sy kruisiging, dan is Jesus in die bofortrek en wat doen is hy was sy disippels se voete. Jesus is besig om te dien. In die tyd wanneer ek en jy Johannes 21 oopmaak, dan sien ons die disippels het almal vis gevang en hulle het die hele nag lank vis gevang en wie staan op die strand besig om van ontbyt te maak? Niemand anders as Jesus nie. Jesus het gekom om te dien en hy gee vir ons 'n voorbeeld om te dien. So, as ek en jy praat oor die gawe van diensbaarheid, dan sê ons, jy moet twee goed verstaan. Nommer 1, dat eerstens almal van ons word geroep om te dien. Elke liewe gelowige moet dien. Jesus word die voorbeeld en sy voorbeeld gee hy vir my en vir jou en hy sê leef in diensbaarheid en nederigheid. So met ander woorde, ek en jy moet dien. Dis wat jy moet doen. Dis in jou hele wese moet jy dien. En as jy dink dat jou prioriteit is om 'n leertjie te klim, om iewers te heel bo te sit en koning te kraai om te dink jy is amazing, dan kom die Bybel en dan sê vir jou en die wat eerste wil wees, sal laaste wees. Nie ene wat laaste is, sal eerste wees. Die beginsel daarvan is dat ek en jy moet dien. So dien is vir almal. Maar dan kry jy daar's mense met 'n gawe van diensbaarheid. Nou die verskil tussen om te dien en 'n gawe van diensbaarheid te hê, is die effek van die dien. Almal van ons moet dien, maar wanneer die Heilige Gees iets in jou doen en jy begin dien, die effek daarvan is eksponensieel groter. Dit kan dieselfde ding wees wat jy doen as al die ander mense, maar die impak is soveel groter. Hoekom? Want die Heilige Gees bewerk dit binne in jou. Dis tot eer van sy naam en is tot voordeel van die mense. So met ander woorde, dis wat ons sien. So iemand wat 'n gawe van diensbaarheid het, sal iemand wees wat die impak van die klein diensbaarheid wat hulle doen, is baie groot. 'n Voorbeeld. Handelinge 6 sien jy 'n storie afspeel.
So op 'n stadium is die disippels almal besig en hulle loop en hulle gaan vertel die mense van Jesus en wat het Jesus gedoen en mense kom tot bekering op strepe. En teen die tyd wanneer hulle Handelinge 6 aankom, is daar 'n gestryery, want onthou nou, die groep mense met wie hulle praat, is verskillende kulture. Van hulle is Grieke en van hulle is Hebreëus sprekende mense, so Jode. So nou het jy die Grieke aan die een kant en die Hebreëus sprekende mense aan die ander kant, en hierdie ouens is besig om te stry, want beide groepe het weduwees. En as disippels versorg hulle hierdie weduwees. Maar nou voel die Griekse weduwees, maar julle skeep ons af, al julle energie en tyd en kos gaan na die Hebreëse tannies toe en ons Griekse tannies, ons kry niks. Ons kry altyd net die leftovers. En so nou is daar 'n gestryery tussen hierdie klomp goeters. En nou kom hierdie 12 disippels hierso aan, of teen daai tyd is hulle apostels, en hulle kom en hulle staan en hulle kyk na hierdie situasie en hulle sê, julle, ons kan nie nou net alles stop en uitfigure hoekom het jy 2 toiletpapiertjies gekry en die tannie 3 gekry nie. Ons kan nie hierdie doen nie. Ons fokus moet wees om tyd te spandeer in die gebed, tyd te spandeer in die woord, en ons moet uitgaan en mense gaan leer. So, hier's 'n oplossing. Kom ons stel 7 mense aan, en die kriteria van hierdie 7 mense is hulle moet wees vol van die Heilige Gees en wysheid. Stel 7 mense aan, en hierdie ouens gaan vir julle hierdie probleem oplos. So dit is hulle ding. So hulle sien daar 7 mense, roep die 7 ouens bymekaar en hier kwalifiseer hulle. Hulle sit hulle hande op hulle bid vir hulle en hulle sê, nou is julle bekwam, daar gat julle. So en dan draai hierdie ouens om en al wat hulle moet doen is om seker te maak dat die Griekse weduwees en die Hebreëse weduwees dieselfde hanteer word. Dis die impak van wat hulle moet doen. So dis nie moeilik nie, is nie rocket science nie, hulle dien. Dis wat hulle doen, is hulle dien. Maar wat interessant is van hierdie storie is in die begin, hy begin Handelinge 6 met 'n klomp mense het disippels geword en toe begin die gestryery. En nadat hierdie mense aangestel is, sien jy iets amazing en ek wil dit vir jou lees, Handelinge 6 vers 7. Die 7 ouens is aangestel, hulle doen hulle werk en hierdie is die impak. Vers 7. Die woord van God het verder versprei en die aantal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot klomp priesters het gelowig geword. 7 ouens het hulle werk begin doen en skielik kon daar geweldig baie meer mense tot bekering kom. Sien die verskil tussen dien en 'n gawe van dien is daar is 'n eksponensiële groei wanneer die Heilige Gees iets doen. Jy dink daaraan dat miskien is dit nie vir my so bad om te sê dat al wat ek hoef te doen is om net seker te maak dat hierdie tannie happy is en die impak van dit is mense het tot bekering gekom. Dis 'n gawe van diensbaarheid. Daar is 'n storie van Billy Graham. Billy Graham, toe hy 'n jong man was, hy en sy vriend het eendag na 'n kerk toe gegaan en dit was 'n groot uitreik geweest en hulle het by die kerk ingestap en toe hulle by die kerk instap, toe's daar nie stoele vir hulle om te sit nie. En net toe hulle reg was om te draai en uit te stap, toe stap iemand deel van hulle groep en hulle sê vir hulle, maar kom ek vat julle, en hulle sit hulle op 2 sitplekke voor. En daai aand kom Billy Graham tot bekering. Billy Graham is die ou wat voor 215 miljoen mense die woord van God gaan verklaar het. Een ou sê kom ek gaan kry vir julle stoele. En die impak daarvan is Billy Graham. Hoor mooi, ons dink baie keer dat om te dien is minder as. En eerstens moet ons verstaan dat almal van ons moet dien. Maar daar is 'n gawe van dien wat maak dat dit wat ek dink is klein en useless, soos vir ouens sê, hier's vir julle stoele, maak 'n impak op miljoene mense. Dis die verskil van die gawe van diensbaarheid. Soos ek en jy begin dink aan om te dien, ons almal moet dien, ons almal moet nederig wees, ons almal moet op 'n plek wees waar ons ander mense bo onsself sit. Maar daar is 'n gawe, wanneer die Heilige Gees in jou kom,
en daai diengawe eksponensieel groter maak tot sy eer en tot voordeel van mense. Volgende gawe, die gawe om te gee. Romeine 12 vers 8, wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. So daar's van die mense wat 'n gawe het om te gee. Nou weer eens, elke gelowige dra die verantwoordelikheid om te gee. So 2 Korintiërs 9 vers 7 sê elkeen van ons moet glo en glo. Gee. Elkeen van ons moet gee. So met ander woorde, as gelowige wat hierso is, die oomblik wanneer ek sien dat God is my voorsiener en ek sit my hoop in hom, ek en jy almal moet gee. Dis 'n opdrag, dis wat ons moet doen. En dan kry jy mense met 'n gawe vir gee. Dis mense wat gee en dan doen hulle dit deur die Gees en die impak daarvan is ver groter as wat 'n mens kan imagine. En ek dink 'n voorbeeld daarvan is die gemeentes aan Macedonië. Op 'n stadium skryf Paulus die brief aan die Korintiërs. Nou die Korintiërs was 'n klomp snobs gewees. Die Korintiërs, hierdie ouens, ek dink hy skryf 1 en 2 Korintiërs en jy moet verstaan, daar was nog 'n ander brief van Korintiërs wat ons nie het nie. Maar hy skryf in dit en in dit kan jy sien daar's 'n klomp goeters. En ons van die goeters wat hulle amazing doen en dan is daar 'n ander keer wanneer hierdie ouens net so snobs optree want die ouens was ryk. Korintiërs was 'n plek gewees wat ongelooflik ryk is. En dan skryf hy spesifiek aan hierdie Korintiërs en hy gee 'n voorbeeld van die gemeentes in Macedonië. En ons lees dit 2 Korintiërs 8 vers 1. Hy sê broers en susters, ons lig julle in oor die genade van God wat in die gemeentes in Macedonië ontvang het. Al is hulle onder ook ewig getoets deur swaar kry, het hulle uitermate blymoedig gebly en hulle groot armoede het uitgeloop op oorvloedige vrygewigheid. So die gemeentes in Macedonië kry ongelooflik swaar. Hierdie ouens beleef verdrukking en hierdie ouens sit in armoede. En in hulle armoede besluit hulle gaan gee. Dis wat hulle gaan doen, is hulle gaan gee. En dan sê hy, en ek getuig dat hulle volgens vermoë, ja, dat hulle selfs bo hulle vermoë gewillig was, met groot aandrang, dat hulle ons gesmeek het om te mag deelneem aan die liefdeswerk en die diens aan die gelowiges in Judea. Hier sit gemeentes en hulle kry ongelooflik swaar. Dis mense wat sukkel om kos op hulle eie tafels te sit en hulle sê maar ons glo soveel oor wat Paulus doen en ons wil deel kry aan dit wat hy mee besig is. En hulle gee bo hulle vermoë. Hulle gee bo hulle vermoë. Dis ouens wat nie besef dat hulle gee het so groot impak nie. Daar was 'n vrou gewees, Osceola, ek weet nie lekker hoe haar naam uit is, Osceola McCarthy. So, dis 'n vrou in Amerika gewees. Dis 'n vrou gewees wat net graad 6 skool toe kon gegaan het. En daarna toe begin sy klere was met die hand. En vir 75 jaar het hierdie vrou klere met die hand gewas. En elke keer as sy 'n salaris gehad het, dan sy 'n klein bietjie weggesit. En dan het sy weer klein bietjie weggesit. Vir 75 jaar, al wat hierdie vrou gedoen het in nederigheid. Sy het God geloof en geprys en sy het hom met haar hele hart gevolg. En het 'n klein bietjie eenkant gesit. Op die ouderdom van 87, toe vat hierdie tannie haar spaargeld en sy gee dit vir die universiteit. Toe teen daai tyd, toe is dit $150,000. Ek en jy dit in rand moet sit, 2,5 miljoen rand. Wat daai tannie vir die universiteit gee. En sy sê vir hulle, gee dit vir kinders wat nie kan studeer nie. En daai tannie se gee inspireer 600 ander donateurs wat daai fonds lig van $150,000 na $1 miljoen toe. Vir kinders wat nie die voorreg het om self te kan studeer nie. 1 biljoenêr hoor van hierdie ou, Ted Turner, hy hoor van hierdie situasie en dit
roer so in sy hart dat hy besluit om $1 biljoen te gee aan die United Nations. Want daai tannie het gegee. Daar is iets wat gebeur wanneer die Heilige Gees iets in ons opwek om te gee en die impak is eksponensieel tot eer van sy naam en tot voordeel van ander. Dis wat gebeur as ons begin beleef dat wanneer ek gee, dan gee ek in 'n situasie en dit voel klein en dit voel onbenullig en dit voel asof dit nie eers vrek baie is nie, maar wat die Here doen met dit is soveel groter as wat ons kan imagine. Dis 'n gawe van gee. Volgende ene, barmhartigheid. Romeine 12 vers 8. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Nou, ek en jy moet verstaan barmhartigheid, weer eens, almal van ons moet barmhartig wees. Jy moet 'n hart en 'n sagtheid hê, 'n sagtheid in jou hart hê teenoor mense en hulle swaar kry. Dit moet deel van ons almal wees. Op 'n stadium kom Jesus in Matteus 25 en hy praat van die verskil dat daar gaan op die einde gaan daar 'n skeiding wees tussen die bokke en die skape. So die bokke is die wat Jesus nie gevolg het nie of wat nie getrou was nie en dan die skape die aan sy regterkant is die wat wel getrou is. En hierso maak Jesus die stelling oor wat bring skeiding tussen die bokke en die skape. En ons lees Matteus 25 vers 34 en hy sê daarop sal die koning sê aan sy regterkant, dis vir die skape. Hy sê kom julle, want my Vader het julle geseën. Kom ontvang julle erfenis, die koninkryk wat my Vader reeds van voor die begin van die wêreld af vir julle gereed gemaak het. Want toe ek honger was, het julle vir my kos gegee. Toe ek dors was, het julle vir my iets gegee om te drink. Toe ek 'n hawelose vreemdeling was, het julle my in julle huise ontvang. Toe ek niks gehad het om aan te trek, het julle vir my klere gegee. Toe ek siek was, het julle na my omgesien en toe ek in die tronk was, het julle my opgesoek. En dan sê die mense eers maar wanneer het ons hierdie goeders gedoen? En dan antwoord hy vers 40 en die koning sal vir hulle antwoord, ek verseker julle, as julle enige iets hiervan aan een van my broers of susters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het julle dit vir my gedoen. Barmhartigheid word vereis van elkeen van ons. Elkeen van ons moet barmhartig wees in jou hart. En dan kry jy mense met 'n gawe van barmhartigheid. Nou, as ek en jy gaan sit en dink aan Tabitha, is Dorcas in Handelinge 9. Was 'n vrou gewees, jy lees hom Handelinge 9 vers 36. In Joppe was daar 'n sekere vrou disipel met die naam Tabitha wat as Dorcas vertaal is. Sy het baie goeie dade verrig en liefdadigheid bewys. Al die weduwees het heilend by Petrus gekom. So hierso sy is liefdadig, sy gee, sy help die armes en dan gaan sy dood. En dan huil almal. Petrus kom al aan by die huis en al hierdie weduwees is daar by Petrus en hulle is besig om te huil oor hierdie vrou oor wat sy gedoen het. Al die weduwees het huilend by hom gekom en gestaan en vir hom onder en bo klere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog by hulle was. So nou kom jy en jy het hierdie prentjie van hierdie vrou wat so goedhartig was. Sy het soveel gedoen vir mense en toe sy dood is, toe kom al hierdie mense, al hierdie weduwees en hulle staan en hulle huil oor wat hierdie vrou beteken het vir hulle. En dan gebeur iets amazing. Petrus gaan in die huis en hy maak haar lewendig. En dan wat is die impak daarvan? Skielik besef ons dat almal hoor van hierdie, almal kom tot geloof. Skielik begin ons beleef dat die impak van hierdie vrou wat uit die dood uit opstaan, het nie net 1 of 2 mense beïnvloed nie, maar almal wat iets beleef het van haar. In Rome, in die 250 na Christus, was daar 'n pandemie wat deur Rome getrek het. En as 'n mens gaan kyk na die storie en wat daar gebeur het, op 'n stadium onttrek al die mense. Dit is net soos ons dink nou terug aan COVID. Die oomblik wanneer jy hoor COVID breek uit vandag, duik almal van ons weer terug in julle garages in. Die blote feit is ons hoor iets soos dit en hierdie ouens beleef dis soos 'n pandemie wat amper soos Ebola was in Rome. En almal onttrek, mense vlug op strepe.
En die Christene sê, maar ons sal nie bly. Christene staan daar en hulle sê, maar ons sal mense versorg. En vir party van hulle was dit ten koste van hulle eie lewe. Maar vir die mense wat versorg was en bly leef het almal tot bekering gekom. Dis 'n gawe van barmhartigheid. Ons moet verstaan dat die oomblik wanneer ek en jy besef, ons kyk na diensbaarheid en ons kyk na gee en ons kyk na barmhartigheid en ons kyk baie keer na jou goeders en ons sê ag man, dis nie sulke fancy goeders nie. Ons kyk na Moeder Teresa en wat sy gedoen het. Die impak daarvan is wêreldwyd bekend. Ons gaan kyk wat doen die Salvation Army en hoe hulle impak gemaak het reg oor die wêreld. En 'n mens dink ag maar is net vir daai ouens, ernstig gaan iemand anders dit doen. Ons NPO's, hulle sal dit iewers doen. Maar tog besef ons dat daar is 'n gawe van barmhartigheid wat binne in gelowiges ingesit word. En die oomblik wanneer ek en jy hierdie barmhartigheid gebruik wat in jou is die impak eksponensieel. Dis wat gebeur as ek en jy besef wat doen die gawes. Nou, voordat ons aanbeweeg na die laaste twee toe, kom ons gaan gou-gou vinnig oor na gasvryheid toe. So gasvryheid, die rede hoekom in my persoonlike opinie hierdie nie noodwendig op die lys moet val van gawes nie, is omdat waar hulle hom insit is in 1 Petrus 4 vers 7 tot en met vers 10 toe. So ek lees vir jou 1 Petrus 4 vers 7 tot 10. Hy sê, aan die einde van alle dinge is op hande. So die einde, die laaste ding, die tyd wanneer Jesus terugkom, dis nou hier. Daarom moet julle self beheers en nigter wees. Dan sal julle kan bid. Nou sê hy die einde is op hande en ons 3 goeters wat julle in plek moet sit. Nommer 1, die belangrikste van alles is dat julle mekaar onselfsugtig sal lief hê. Julle moet 'n liefde hê vir mekaar. Hier in die einde moet ons 'n liefde hê vir mekaar. Nommer 2, hy sê tweedens ontvang mekaar in julle huise sonder om te kla. Van hulle sal sê wees gasvry sonder om te mor. So die tweede ding wat moet gebeur aan die einde is ek en jy moet gasvry wees. So hierdie word weer 'n universele ding. Almal van ons moet gasvry wees. En dan sê hy derdens, dan sê hy, God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur mekaar kan vloei. En omdat 2 en 3 so naby aan mekaar is, sit baie mense gasvryheid as deel van die genadegawes. Nou persoonlik dink ek nie noodwendig hy moet daarin wees nie, maar ek wil nie wegvat hoe belangrik is gasvryheid nie. Want hier is die groot ding, is ek en jy verstaan nie wat is die impak van gasvryheid nie. Hoeveel keer het jy al by 'n plek ingestap en dit was super awkward? Net gou vinnig, net soos jy die gesprekke en alles daar aangaan. Jy stap daar in en jy voel sommer, hoor die ernstigste soek ek 'n kriek. Ek wil op 'n kriek op my foon uithaal om laat speel want hierdie is 'n kriek ou moment. Dis soos jy weet nie wat nie aangaan nie. Jy stap by 'n plek en jy word nie ontvang nie. Daar's niks vra nie. Jy is die ene wat vra. So, wat doen jy? Hoe lank is jy al hierso? En as die persoon klaar gepraat het, dan stop hulle. Dan vra hulle jou niks vra nie. Hulle weet niks van jou nie. En dan moet jy weer 'n vraagie uitdink, anders is dit net doodse stilte. Gasvryheid is mense wat sê ek wil nie hê jy moet so voel nie. Dis mense wat op 'n punt kom om te sê maar ek wil jou innooi om deel te wees van iets groter. Ek wil jou innooi om deel te laat voel op 'n plek waar daar 'n impak gaan wees. Rosaria Butterfield is 'n vrou wat jy kan self gaan YouTube. Is 'n vrou wat 'n baie groot aktivis was op haar dag. En 'n deel van haar aktivisme het sy 'n renons gehad in wat die Bybel doen en wat die Bybel sê teenoor haar en haar leefstyl. En toe was haar 'n buurman en 'n buurvrou wat haar ingenooi het en vir 2 jaar lank het hulle haar genooi om by hulle te kom eet. En al wat gebeur het is die vrou het weggetrek en sy het gekla en sy gemoun en sy het beklei en hulle het nooit terugbeklei nie en hulle het haar nooit dat skuldig voel nie, hulle het haar nooit dat sleg voel nie, hulle het haar ingebring en het haar lief gehad. 2 jaar later is daai vrou nog steeds 'n aktivis oor die goedheid van God in haar lewe. En skielik besef ons die impak van gasvryheid.
Die doel daarvan is dat as jy by 'n plek instap, as jy instap by Lighuis, dat daar iemand sal wees wat jou kan groet en jou laat welkom voel en kan laat voel jy is deel van dit. Die feit dat daai nie net op 'n span moet wees wat daar voor is nie, maar tegnies binne in elke een van ons kapasiteit sit om gasvry te wees. Dat ek en jy op 'n plek moet wees wat ons mense kan innooi en mense kan laat deel voel en nie mense laat uitsluit nie, want dit is die uitsluit wat maak dat mense wegloop van hulle geloof. En so die impak van gasvryheid is ongelooflik belangrik. Nie noodwendig 'n gawe nie, alhoewel dit kan wees dat dit 'n gawe kan wees wat die Here dit vir iemand gee, maar dit sal altyd wees deur die Heilige Gees tot eer van sy naam en 'n voordeel vir mense vir dit. So hoe ook al jy gasvryheid sou wil gaan klassifiseer of dit 'n gawe is of nie, een ding wat ons wel weet is gasvryheid moet deur elkeen van ons beoefen word. Dan gaan ons aan na die laaste twee toe. Die laaste twee is leierskap en administrasie. Nou wat hierdie twee baie moeilik maak, is jy lees dit veral in jou Afrikaanse vertalings, gaan jy beide van hulle lees en hulle sal beide van hulle klassifiseer as leierskap. So met ander woorde, ons lees spesifiek oor leierskap, en ek dink is dit Romeine 12, dan lees hy vir ons, hy sê wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. En teen die tyd wanneer ons gaan na 1 Korintiërs 12 vers 28, dan praat hy van en hy gee vir party soms die vermoëns om te kan lei. En ek dink jou Afrikaans 53 praat hy van die vermoë vir regering. Maar as ek en jy gaan kyk na die Griekse woord, gebruik hy 'n hele ander woord as leierskap of om te lei. Dis 'n baie fancy woord wat jy nie eers reg oor hoef te worry nie, maar die belangrike ding om te verstaan is hulle bring 'n definitiewe skeiding tussen leierskap en administrasie. En as ek en jy wil verstaan hoe definieer ons die twee as 'n gawe. Leierskap is die een wat voor staan. Dis die een wat direksie gee. Dis die een wat om te sê ek weet ons is nou hierso en ons moet daar uitkom. Daai is ons missie. Hierdie is die pad wat ons moet volg om naby uit te kom. Dis die persoon wat deur die Heilige Gees geaktiveer word om te weet waartoe gaan ons. Jy kyk na Jakobus, jy kyk na Paulus, jy kyk na hierdie ouens wat as voorbeelde is van hierdie direksie. Administrasie is die ouens wat sê, maar ek sal seker maak ons kom daar uit. En die voorbeeld wat hulle gebruik is van 'n ou wat, as jy nou gaan kyk na sy spesifieke Griekse woord, is 'n ou wat 'n skip bestuur. Dis 'n ou wat besig is om te kan sê, maar die kaptein sê waartoe ons gaan. Ek sal hierso stuur en ek sal seker maak ons kom daar uit. Maak nie saak wat die wind doen nie, maak nie saak wat die weer doen nie, maak nie saak waar daar rotse is nie. Ek sal seker maak dat ek alles in my vermoë doen om ons van hierdie punt af daar uit te kry. En 'n goeie manier om hierdie in Afrikaans te vertaal is bestuur. En onthou nou, ons moet versigtig wees om nie net te dink aan 'n gewone manager nie. Sien, want ons het ouens wat as managers optree, bestuurder optree van 'n maatskappy en al wat hy doen sy job. Ek doen A, B en C want dit is wat van my verwag word. 'n Bestuurder waarvan ons hierso praat is iemand wat sê met alles in my glo ek dat die Heilige Gees gee vir ons direksie deur hierdie leier en ek sal alles in my vermoë doen om ons daar uit te kry. En ek doen dit Heilige Gees geïnspireerd om daar uit te kom. En sien, ek en jy kan op hierdie punt kan ons weer voorbeelde gaan trek van groot maatskappye en ouens wat hierdie rolle vervul het. Maar ek wil vir julle sê dat ons sit vandag in hierdie vertrek, sit ons met ongelooflike baie mense wat ons eie besighede ran of wat as bestuurders of in poste sit wat hierdie funksies kan verrig. En ek glo dat God het gawes gegee van leierskap en gawes gegee van administrasie. Maar alwaarvoor dit nou gebruik word, is vir my eie doel en vir my eie salaris en vir wat ek uit dit uit kan kry. En hier is die ding van die diensgawes. Ons kyk daarna en hulle lyk so menslik en hulle lyk net so algemeen. Hulle lyk net so uitgedeel deur ons mense. En ons besef nie dat wanneer die Heilige Gees iets doen in ons lewens, verander dit eksponensieel waartoe ons gaan. Hoeveel anders sal dit lyk as ons besigheidseienaars het
wat 'n besigheid het en die fokus van die besigheid is nie net vir geld nie. Dis nie net vir geld wat moet inkom en my sak volmaak nie, maar die doel daarvan is om die Here te eer en mense te bevoordeel. Hoeveel anderste sal die goudveld lyk wanneer ons maatskappye het wat sê maar ons wil met alles wat in ons doen die Here vereer en mense bevoordeel. Leiers wat opstaan met die Heilige Gees en sê Here, maar wat is die direksie moet ons gaan met hierdie maatskappy? En hoeveel anderste sal dit lyk wanneer ons bestuurders het wat agter hierdie ouens staan en sê ons sal met alles in ons die Heilige Gees vertrou en ons sal daar uitkom. Dis wat ons gaan doen. Here, daai is die visie en ek sal alles in my vermoë doen om seker te maak ons behou momentum. En dan gaan daar mense wees wat momentum wil stop en dan gaan mense wees wat jou wil afbreek en mense wat vir jou gaan sê maar jy kan meer geld maak en ons mense wat vir jou gaan sê maar jy kan nou as jy jou geld onder die tafel sit, dan kry jy daai tender en dan sê Here, maar ek gaan nie toelaat dat daai goeders in gaan speel in u wat u in my gesit het nie. En dan gaan kyk ons weer na die hele lys van diensgawes. En dan besef ons met baie van hierdie goeders kan jy goed wees. Party van hierdie goeders kan talente wees, party van hierdie goeders is iets algemeen wat almal van ons moet hê. Maar hier is die beginsel wat jy moet verstaan. Dus daar is party van julle wat vanoggend hierso sit en jy besit hierdie gawes. Dis binne in jou geplaas. En dit vereis 'n bietjie geloof van jou kant af. Maar die krag van God wat deur jou gaan, wat hierdie sal vat en eksponensieel absolute verandering maak in mense se lewens, of jy daarvan weet of nie. Die ou wat die stoele uitgewys het vir Billy Graham, het 10 teen 1 nooit geweet wat is die impak van hom wat diensbaar is. Daai tannie wat haar laaste geld gevat het dalk nooit geweet wat is die impak van wat saam met dit gebeur het nie. Ons kyk na hierdie goeders en ons besef dat soveel groter wil God deur die gawe wat binne in jou is. Mag ons begin getrou wees met dit wat God in jou hand gesit het. Kom ons sê die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd hier te spandeer in die woord. En ek wil bid, Here, dat ons getrou sal wees met dit. Here, dat ons nie vir een oomblik na die diensgawes kyk en sê hulle is nie so cool soos die ander nie, hulle trek nie soveel aandag nie of dis minder belangrik nie. Here, mag ons besef, Here, dat die gawes in u hande maak 'n groot impak. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen.